Want verlossing kom alleenlik net van U. Dankie Here vir die werk wat U gedoen het vir ons aan die kruis. En ons loof en ons eer die heilige naam. Here, ons wil nou bid volgens waar die woord uitgaan, die onfeilbare woord. Die woord wat nooit kan leeg terugkeer nie. Here, my gebed is dat U ons harte sal besny. Dat ons veranderd hier sal uitstap, Here, tot in eer van die heilige naam. Dat ons onder die gehoorsaamheid en die gesag van die woord sal kom. En dit sal toepas. In Jesus naam. Amen. Amen. Wat 'n voorreg vanoggend. Ons het twee mense in ons kerk. Ons het Wynand wat preek saam met ons. En dan het ons vanoggend vir Isak. Volgende Sondag. Ag, ja, sorry, volgende Sondag. Weet jy jou skoon broek aan, so dit is Isak, asseblief. Kom ons. Is dit net waar? As jy sien. Kyk of sy werk vir jou hoor. As hy nie werk nie, sit ons nog. Ja, hy is aan, definitief. Goeiemôre almal, ek het al eintlik vir julle môre gesê, maar net weer goeiemôre. Ek wil net eers vir julle hierdie vinnige staaltjie van die predikant en sy vrou en die dogtertjie. Nou, ons almal was al op 'n stadium in die ouer kerke waar daar 'n preekstoel is en dan stap die dominee of die nou op en dan voor hy nou op en dan staan hy die trappies en bid en toe vra die dogtertjie van daai nag, "Mamma, wat doen pappa as hy daar voor so staan?" Sy sê, "Man, hy bid net dat die Here ons sal help om die boodskap mooi oor te dra en duidelik en dat die mense mooi verstaan." En sy raak so rukkie stil en sy kyk op haar so. Sy sê, "Mamma, ek dink die Here het nie gehoor nie." Ek wil die Here nou vanoggend gehoor. Maar die gedeelte wat ek nou oor wil praat vanoggend, en dis 'n ding wat al lank af my nogal ernstig op die hart lê. En toe Anton my nou gevra het om vandag te doen, het ek begin daaraan werk. En wees asseblief met my verdraagsaam as dit bietjie meer na lering klink as 'n preek, maar die gedeelte het ek het gevoel kan mens nie sonder om skrifgedeeltes te gebruik nie, baie. Amen. Eerstens en tweedens, dis nog waar die waarheid vandaan kom, is uit die Bybel uit. Dis nie hoe ek dit interpreteer of voel nie, dit is die skrif. En die hele gedeelte waaroor ek wil praat, of die gedagte, is net denke. Wat 'n mens dink, hoe dit jou beïnvloed, en hoe dit jou reaksies, en jou aksies tot gevolg het. Nou ek weet, en dit was nie spesifiek so beplan nie, dit het maar net so gebeur dat die videoklip wat Anton van tyd tot tyd weekliks vir ons uitstuur, sy vorige week het dit ook kortliks oor die onderwerp gegaan, maar dit is nou maar so, ek het toe klaar jou begin voorberei. Nou, net ter inleiding, en dis nou maar goed wat ek bietjie gegoogel het, asseblief, ek is nie eens kundige nie. Daar is redelike uiteenlopende menings oor hoeveel gedagtes deur 'n ou se kop gaan. Dit varieer van 6.000 'n dag tot 60.000 'n dag. Ons weet nie, mense dink anders daaroor, maar die feit van die saak is, daar flits baie gedagtes deur ons koppe daagliks, elke oomblik. En van hierdie is sommer net gewone ou gedagtetjies. O, is 'n lekker dag, die son skyn mooi vandag, wat gaan ons eet vanmiddag ensovoorts. Dan is daar nou die ander wat mens besluite oor moet maak. Dit is nou maar, ek gaan van klein besluite wees oor watter klere trek ek vanoggend nou tot groot besluite rondom verhoudings, besighede ensovoorts. En dan is daar derde een, en dis wat in 'n ou se kop ingeprent is. Dis die goed wat jy aan terugdink, gedagtes wat in jou gevorm is deur ondervindinge, deur opvoeding ensovoorts. En dit beïnvloed mense denke baie. Maar die feit van die saak is dat die gedagtes ons optredes beïnvloed. Dis onlosmaakbaar van mekaar af. Dat dit beïnvloed ons emosies,
die gedagtes en die emosies beïnvloed jou optrede. Het sy verbaal of fisies wat jy doen. Dit is net so. En as ons gaan kyk na die invloed van hierdie oortuigings wat in ons koppe sit, deur al die jare se opvoeding en kommentare van mense ensovoorts, dan is dit een wat jou selfbeeld beïnvloed. Jy kan dink jy is nie goed genoeg nie, en dan lei dit tot slegte optredes, of nie optredes nie, om heeltemal passief te wees. Of besluitneming. Ek moet dringend besluit oor wat ek dink ook al, soos ek nou genoem het, kan of wees oor 'n verhouding of 'n optrede, of wat ook al. Elke aksie wat ons neem, gaan hierdie 3 stappe deur. Dit begin met 'n gedagte. Die gedagte gaan oor na emosie toe. Daai emosie kan dit kan vrees wees, dit kan opgewondenheid wees, dit kan woede wees, dit kan 'n klomp goed wees. En dit, die emosie wat uit die gedagte uitvloei, beïnvloed ons optrede. Ja. Het sy wat ek sê aan iemand, kommentaar wat ek lewer, of hoe ek optree. Die bottom line is die einde, die Engels kan gebruik, is dan, om my optrede te verander, moet ek my gedagtes verander. My denkpatrone moet ek uitdag, en ons kan. Die wat mense so maklik vir ons sê, nee, dit is maar deel van wat in jou gedagtes ingeprent is, ons kan dit verander. Amen. En net as dit verander, kan ons optrede ook verander. En ek wil net so 'n paar, so 2 voorbeelde noem van hoe dit mense optredes kan beïnvloed. As ons hier 'n situasie gebruik, jy kom 'n vertrek in, en niemand groet jou nie. Sit 'n groepie mense, niemand groet jou nie. Die eerste reaksie kan wees, die mense hou nie van my nie, hulle gee nie om nie. Dis my gedagtes. Wat is die emosie wat jy voortvoer? Dis 'n bietjie verwerping, bietjie hartseer. En wat is my optrede wat dan volg? Ek isoleer myself of ek loop uit. Maar dieselfde situasie, sit 'n groepie mense, niemand groet my nie, positiewe denker, dan sê ek, ag, hulle is seker maar net besig op die oomblik. En wat is my emosie wat daar uitkom? Ek bly kalm. Mos dit nie so groot storie. En dan loop ek, wat is my reaksie? Ek loop met selfvertroue dat die ouens nou goed is. Hallo, hoe gaan dit? Wie sê? So dit wys hoe dit kan beïnvloed. Dieselfde aan die ander kant toe, jy word oor hoof gesien met 'n bevordering by die werk. Wat is die eerste gedagte wat kan opkom? Ag, ek is nie goed genoeg nie, of die ouens waardeer my nie. Die emosie wat daar uitkom, is 'n bietjie van 'n nederlaag. Ek voel teleurgestel. En in my optrede, ek gee my moed op en ek begin kla by my kollegas. Selfde situasie, word oor die hoof gesien. Wat kan my eerste gedagte wees? Nee, ek gaan net moet harder werk. Ek wil daai doel bereik, ek gaan net harder moet werk. My emosie is optimisme en motivering. En dan wat is my optrede? Ek gaan vind uit wat moet ek doen om beter te kan doen, om beter te loop. So dis net so 'n bietjie agtergrond oor ons se denke en hoe dit beïnvloed. Maar die interessante is dat al hierdie goed wat die ouens oor praat en vir ons bes probeer leer daaroor, is lankal in die Bybel vir ons neergeskryf. Dit staan alles daar, baie duidelik, dit word herhaaldelik beklemtoon. En dit is waar ek nou 'n klomp tekste, hoekom sê ek moet die tekste aanhaal, mens kan nie sonder dit gaan nie. Ja. Ek wil net nog so 'n storieetjie vertel van die waarheid met die Bybel, wat ons nou gaan leer, die waarheid vir hierdie kom als uit die Bybel uit, is dat die juffrou, die dogtertjie was in die klas en dan 'n argument betrokke, of die storie van Jona nou waar is, sê die juffrou. Maar sê die dogtertjie vir haar, maar juffrou, dit staan in die Bybel, dan moet dit waar wees. En dan gaan die onderwyseres aan, ag, jy kan hierdie storie nou uittrek, maar dit kan nie wees nie, jy kan nie so lank in die visse maak en bla bla. En op die einde toe sê die dogtertjie vir die juffrou, ag juffrou, ek sal maar eendag vir Jona vra as ek in die hemel kom. Toe sê die juffrou vir haar, en sê maar nou Sunny, en Sunny, as jy nou in die hemel kom en Jona is nie daar nie, wat dan? Sê sy, dan kan jy hom afvra. So, nou die eerste teks wat ek mee gaan begin, Spreuke 2 vers 10. Wysheid sal jou denke bepaal.
jy sal lief wees vir kennis. Amen. So wysheid bepaal die denke. Spreuke 4 vers 23. Bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Jep. So al hierdie goed wat ons nou hiervan gepraat het by jou, die sielkundiges en al hierdie ouens vir ons sê, dit staan in die Bybel, oude skrifte. Wat jy dink bepaal alles. Spreuke 27 vers 19. Soos jou gesig weerkaats in water, so wys iemand se hart wat in hom aangaan. Wat jou hart aangaan is wat jy dink, jou binneste. En dan die baie bekende Romeine 12 vers 2. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê julle moet doen. Naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Nou wil ek ons net so 'n bietjie kyk na die gedeelte in Romeine. Die tweede gedeelte van hierdie teks wat sê, dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê julle moet doen. Naamlik dit wat werklik goed, aanvaarbaar en volmaak is. Kom ons kyk, wat is goed en aanvaarbaar en volmaak? Hoor julle my so of is dit gaan hy nie opneem nie? Asseblief. Is dit reg so? Ja. Ek is hier met doof is, so ek okay, kom ons kyk na die eerste ene. Goed. Wat is dit om goed te wees? Wat bedoel die skrifgedeelte in Romeine om vir ons te sê om te doen wat goed is? Die eerste gedeelte is in Matteus 25, baie bekende gedeelte van vers 34 af, wat Jesus vir hulle die verhaal vertel van wanneer daar iets gedoen word, wanneer jy gevoed is, iemand gevoed is, eintlik praat Jesus van hom, toe ek honger was, toe ek dors was, toe ek naak was, toe ek in die tronk was, en dan, kies toch, dan vra die disciples vir hom, maar wanneer was u honger, of dors, of naak, of in die tronk dat ons u besoek het? Dan sê Jesus, dan gaan die verhaal in 'n eindigheid, dan sê hy, maar vir so ver as wat julle dit aan die geringstes gedoen het, het julle dit aan my gedoen. En so ver as wat julle dit nie aan die geringstes gedoen het julle dit nie aan my gedoen nie. So, dit word vir ons gevra, die goed, om dit aan almal te doen om ons. Want as ons nie vir mense doen nie, dan doen ons dit ook nie vir die Here. Romeine 12 vers 18, sover dit vir julle moontlik is, moet julle goeie verhoudings handhaaf met alle mense. Met alle mense. Nie wat ons kies, nie wat vir ons gemaklik is nie. Met alle mense. 1 Petrus 2 vers 15. Dit is die wil van God. Deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip en onkunde praat. Efesiërs 2 vers 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Jakobus 1 vers 27. Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan. Om dit goed te doen. En om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Jakobus 2 vers 26. 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is 'n lijk. So is geloof wat nie tot dade oorgaan. Ja. Die 53 vertaling stel dit so. Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Sonder die werke, wat is die werke? Deur goed te doen aan ander. Ek moet weer hierdie kort storieetjie net vertel. Ek luister eendag oor die radio na 'n praatjie van 'n ou, so dit was nou nie 'n gelykenis, dit het werklik met die ou gebeur. 'n predikant, en een van sy gemeentelede of iemand het vir hom 'n weektydeel persent gegee. Daar in Durban op die waterfront. Nou sit die ou daar, baie oggende, baie middag op die stoep, en hy sien, hier stap maar 'n klomp boemelaars wat gereeld daar stap daar rond. Maar die een, sê hy, was dan nogal so 'n bietjie anderste.
Hy gooi sy ou wyntjie of sy wat hy ook al drink in 'n glas. Hy drink nie die bottel uit nie. En die ou vra toe vir hom eendag, maar net hoekom nou? Sê nee meneer, mens moet mos daar 'n bietjie ordentlik wees. Jy kan mos nie die bottel uitdrink nie. En hy nooi toe die ou eendag om saam met hom in die hotel waar hy die tyd deel is, saam met hulle toe kom eet. En die ou sê vir hom, nee meneer, ek kan nie saamkom nie. En die ou vra vir hom, hoekom kan jy nie? Hy sê meneer, want ek pas nie daarin nie. Nou is dit nie waar ons as gelowiges, as kinders van die Here is baie daar, dat mense voel, hulle pas nie by ons by die kerk in nie, want ons ignoreer hierdie opdrag van Jesus om goed te doen. Ons kies net met wie ons wil meng en met wie ons goed wil doen. Ons vorm ons groepies en ons ignoreer baie. Baie mense voel nie hulle pas in by ons nie. Dit is nie waar ons behoort te wees. En dan die ander ding, dit het ek al vir julle een keer genoem hierso. En dink bietjie mooi daaroor na. Ek kan nie vir die Here so lief wees, of liewer wees, as wat ek is vir die mens, van wie ek die minste hou nie. Ja, korrek. Dit meer, my liefde vir die Here. Hoe, as ek vir my vrou of my man sê ek is lief vir jou, of vir my kinders, hoe wys ek dit? Ek wys dit deur 'n drukkie te gee, deur kos aan te dra, deur koffie aan te wat ook al. Hoe kan ek wys of ek vir die Here lief is? Daar's net een manier. Dis my dade teenoor my medemens. Dis 'n ander manier wat ek dit kan wys. So dit het nou maar gegaan oor die goed, die eerste gedeelte, want ek het vir julle gesê dan sal dit naamlik dit wat goed, aanvaarbaar en volmaak is. Dis die goed gedeelte. Die aanvaarbaar. Wat is aanvaarbaar en vir wie aanvaarbaar? Die aanvaarbaar is nie die aanvaarbaarheid van die medemens nie. Daar's net een aanvaarbaarheid wat hier geld, en dit is dit aanvaarbaar vir die Here. Hy stel die standaard, dis met hom, met wie ons die pad moet loop. En ek het weer 'n klomp tekste hier. Numeri 15 vers 3. As julle vir my, die Here van julle beeste en kleinvee, vuuroffer wil aanbied, wat vir my aanvaarbaar is. Nie wat vir julle lekker is. Numeri 15 vers 7. En daarby 1,3 liter wyn as drankoffer. Jy moet dit bring, dat dit vir my, die Here, aanvaarbaar is. Niemand anders nie. Jakobus 4 vers 12. Wanneer hulle vas, sal ek nie na hulle gesmeek luister nie. As hulle brandoffers en graanoffers bring, maak dit die volk nie vir my aanvaarbaar nie. Dit gaan oor die hart. Want ek sal met oorlog, met hongersnood en met pes 'n einde aan hulle maak, as hulle die dinge doen wat nie vir my aanvaarbaar is nie. Romeine 12 vers 1. Nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as lewende en heilige offers. Dis die soort offer waarvan hy hou, wat vir die Here aanvaarbaar is. Amen. Myself as lewende offer. 1 Petrus 2 vers 5. Laat julle as lewende klippe inbou in God se geestelike tempel. Julle taak as tempel is om heilige priesters te wees, wat geestelike offers bring. God aanvaar hierdie offers, juis omdat Jesus Christus die hoekklip is. Amen. Weer vir God aanvaarbaar, nie vir mense nie. Ek dink ons sit baie keer met 'n probleem vandag, dat ons kry vals predikers, vals profete, wat goed begin verkondig, wat vir die mense aanvaarbaar is. Yep. Die ouens wat wil kom luister, dit klink vir hulle lekker op die oor, en hy maak die stoele vol en die banke vol, en hy kom goed verkondig wat vir mense aanvaarbaar is. Daar's net een maatstaf wat aanvaarbaar is, en dis die Here. Amen. Die derde gedeelte wat hy het, onthou nou, ons het gesê, wat vir God dan goed, aanvaarbaar of volmaak is, die derde een is volmaak. Wat is volmaak? Kan ons volmaak wees? Ons gaan weer terug na 'n paar skrifgedeeltes. Deuteronomium 32 vers 4. Dit is God is die rots. Sy werk is volmaak. Wat is sy werke?
Deel van sy werk is ons as skepping. Ja, ons is by die val van Adam en Eva. Natuurlik is ons met die sonde besmet en het dit ons die negatiewe impak gegee, het dit ons sondaars gemaak voor ons Jesus aangeneem het as redder. Maar die Here het ons volmaak gemaak om saam met hom in 'n verhouding te leef. In 1. 2 Samuel 22 vers 1. God se pad is volmaak. Amen. Die Here se woorde is betroubaar. Hy beskerm die wat by hom skat. Sy pad is volmaak. Ons moet die pad saam met hom stap. Daar's nie 'n ander maatstaf nie. Esegiel 16 vers 14. Jy, en die praat die Here met Israel. Hoor nou hierdie. Jy, Israel, het oor die hele wêreld bekend geword omdat jy so mooi was. Ek het jou, Israel, jou skoonheid met my glans volmaak gemaak. Maar, sê die oppermagtige Here, maar wat gebeur toe? Vers 15. Maar toe het jy, Israel, jou vertroue in jou beroemdheid en skoonheid begin stel. Nie meer die Here nie. Here het Israel volmaak gemaak, hulle beroemdheid in hom gestel, en wat het hy gedoen? Jy het jouself as 'n prostituut aangebied vir elke man wat verbygaan, jy het jouself uitverkoop. Want hulle het nie meer die pad gelewe waarvoor die Here hulle geskep het. Ja. Matteus 5 vers 48. Nou kom ons hier by die Nuwe Testament. Wees julle dan volmaak soos wat julle Vader volmaak is. Is ons? Nee. Ons is sondig. Maar dit is die strewe wat ons moet hê, want dis waarvoor die Here ons geskaap het om in 'n verhouding, in 'n harmonie met hom te leef. So, die opdrag is, wees julle dan volmaak. Probeer die hele tyd, soos julle hemelse Vader volmaak is. Hebreërs 10 vers 15. Deur sy een offer, Christus, het hy al sy mense vir altyd volmaak geheilig. Dis wat hy doen, dis wat sy opoffering aan die kruis vir ons gedoen het. Jakobus 2 vers 22. Jy sien dus dat die geloof gepaard gaan met sy dade en die geloof uit die dade volmaak geword het. Geloof en dade. Galasiërs 5 vers 6 sê vir ons so duidelik, al wat van belang is geloof wat deur liefde oorgaan tot dade. Want dan word die geloof volmaak. 1 Johannes 4 vers 18. Ekskuus tog. Volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit, omdat vrees nog met straf behep is. En wie aanhou vrees, het nog nie die volmaakte liefde bemeester nie. Ekskuus, ek het vergeet om in die begin te sê, ek gebruik die Nuwe Lewende Vertaling. So die wat dalk gevolg, dit gaan so 'n bietjie anders te wees, maar ek hou maar net van die Nuwe Lewende Vertaling. Dan, dit was nou Romeine 12 oor die goed aanvaarbare volmaak. Nou het ons volgende teks, Efesiërs 4 vers 23. Onthou, dit gaan alles oor die denke. Ja. Alles, onthou dit in die agterkop heeltyd. Julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Die baie bekende 1 Korintiërs 2 vers 14 sê vir ons, en ons moet mooi hoor wat hierdie gedeelte vir ons sê. Die natuurlike mens kan nie hierdie waarhede toeëien wat van die Gees van God kom nie. Dit klink vir hulle onsinnig. Hulle kan dit nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit 'n geestelike perspektief verstaan word. Dink geestelik. En ek het hierso 2 ander vertalings net om dit duideliker te stel van hierdie teks 1 Korinte 2 vers 15. Ook nie aangaan. Die 83 vertaling sê die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die 53 vertaling. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. So dit is duidelik, julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer dink. Die volgende teks wat ons het is Filippense 4 vers 8. Ten slotte, liewe broers en susters,
Beplan, wat is beplan? Dis dink. Denke. Beplan, dink aan alles wat 5 van 6 van waar, eerbaar, rein, suiwer, lieflik en lofwaardig is. 6. Kom ons kyk vinnig na hierdie 6. En moet nie dink die tekste wat ek jou aanhaal is almal nie. Daar is Ja. tientalle. Ja. Maar dis die wat vir my baie sterk verband hou en goed uitgestaan het. Psalms 85 vers 12. Waarheid sal uit die aarde ontspring en geregtigheid uit die hemel. Amen. Johannes 8 vers 31 en 32. Toe het Jesus vir die Jode wat tot geloof gekom het in hom gesê: As julle in 'n noue verbintenis aan my boodskap leef, is julle my egte navolgers en julle sal begryp wat die waarheid beteken en die waarheid sal julle vrymaak. Is duidelik, hier word nie gepraat van waarheid teenoor leuen om te jok nie. Dis nie waarvan hier gepraat word nie. Ons sien dit duidelik in die volgende teks, Johannes 17 vers 17. Onthou dit maar altyd. Dit is maklik, Johannes 17 vers 17. Laat hulle aan u toegewy wees deur 'n regte verbintenis aan die waarheid. En dan wat sê hy? Baie duidelik definieer, u woord is die waarheid. Daar's nie 'n ander waarheid. U woord is die waarheid. 1 Korinte 13 vers 8. Want ons vermag niks teen die waarheid nie, maar net ten gunste van die waarheid. En vers 6 ook 1 Korintiërs 13 vers 6. Dit treur oor die onreg, dis die bekende oor liefde. Die liefde treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. 2 Timoteus 2 vers 25. Hulle moet die wat die waarheid teenstaan, luister mooi. Hulle moet die wat die waarheid teenstaan, sagmoedig onderrig. Miskien sal God daardie mense se harte verander en sal hulle die waarheid leer ken. Dis ons verantwoordelikheid om hierdie waarheid aan ander te leef en te vertel en te verkondig. 2 Timoteus vers 3, 4 en 5. En hier is die ene wat ek nou ook na verwys. Want daar kom 'n tyd wanneer mense nie meer na gesonde onderrig sal luister nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en leermeesters soek wat net verkondig wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid verwerp en vreemde mites navolg. Maar jy moet in elke situasie jou teenwoordigheid van gees behou. En nou hoor nou die opdrag ook vir ons. Moenie bang wees om vir die Here te lei nie. Vervul jou taak as evangelis. Voltooi die bediening wat God vir jou gegee het. Amen. Ons mag nie ophou om te doen nie, om die waarheid te verkondig nie. Maar dit moet nie net hier verkondig word nie, dit moet deur ons lewe verkondig word. Dan 1 Johannes 2 vers 21. Ek het aan jou geskryf, nie omdat julle kennis dra van die waarheid nie, maar juis omdat julle die waarheid ken en ook weet dat geen leuen uit waarheid kan kom nie. Amen. Dan kyk ons na die volgende ene, eerbaar. Wat is eerbaar? Ek het baie van die goed so doen, kyk na van die oorspronklike Griekse woorde en die woordeboek. Hierso is dit, ek weet nie, ek het nie die regte uitspraak nie, maar dit is kalos of so. Of uncertain affinity, valuable, fair, honest, well and worthy. Die hart sê dit eenvoudig, iets of iemand respek, as iets of iemand respek of agting verdien, goeie beginsels uitleef. Onthou, dis nou hierdie gedeelte van Filippense 4 vers 8, jou denke moet wees waar, eerbaar, rein, suiwer, lieflik en lofwaardig is. Nou by die eerbaar, Rigters 9 vers 16, dink 'n bietjie na, of julle eerbaar en in goeie trou opgetree toe julle Abimelek koning gemaak het. Het julle eerbaar opgetree of was dit in julle eie belang? Jesaja 2 vers 8. Maar eerbare mense het eerbare planne en hulle sal eerbaar behandel word. Dit het 'n gevolg. Dit is nou maar so. Spreuke 20 vers 3. Dit is eerbaar om op te hou met rusie.
Dis net dwaasste wat Risi soek. En dit sluit in, ons moet besop om in hierdie Risies oor klein interpretasieverskille van die skrif betrokke te raak. Die Satan sit in smile daarbo as ons met sulke goed betrokke raak. Dit lei ons aandag af van wat dit eintlik behoort te wees, om oor petty goed te begin argumenteer en stry en wrywing te bring, waar ons as 'n eenheid van die Here se liggaam op aarde saam moet leef. Spreuke 28:6, dit is beter om arm te wees en eerbaar te lewe, as om oneerlik te lewe en ryk te wees. 2 Korintiërs 8, Spreuke 29:10. Moordenaars haat opregte mense. Eerlike mense help mense wat eerbaar lewe. 2 Korintiërs 8:21. Ons is daarop bedag om eerbaar voor die Here op te tree. Eerste ene, eerbaar voor die Here, maar hoor die B-gedeelte van die vers, maar ook eerbaar voor die mense. So dis 'n baie duidelike dubbele opdrag. 1 Tessalonisense 4:12, sodat die buitelanders agting vir julle leefstyl, wat is julle leefstyl, om eerbaar te lewe, sal kry en julle in geen opsig gebreksel lei nie. Laaste een Titus 2:2, leer die ouer mans om selfbeheersing te beoefen, om respek te verdien en om verstandig te lewe, om eerbaar te lewe. Hulle moet 'n gesonde geloof hê en vervul wees met liefde en geduld. Ons volgende een is om rein te lewe. So die ook gaan kyk na die Grieks wat katharos of so iets is. Of uncertain affinity, clean, clear and pure. Die raad sê skoon, netjies, vry van sonde en slegte dinge, vry motiewe is opreg en eerlik. Ons kyk na Jeremia 33:8. Ek sal hulle rein maak van hulle sonde, wat hulle teen my gedoen het. Hulle het verkeerd gedoen en was opstandig teen my, maar ek sal hulle daarvoor vergewe, sal hulle rein maak. Matteus 5:8, gelukkig is die bekende bergwoorde, né? Gelukkig is die wat rein van hart is, want hulle sal vir God sien. Amen. Lukas 11:41, gee liewer wat in die bekers en borde is vir die armes, dan sal alle dinge vir julle rein wees. Hebreërs 10:22, kom ons gaan dan na die heiligdom binne, ja, tot voor God, met 'n opregte hart en absolute vertroue, terwyl ons harte deur besprinkeling gereinig is van die skuldige gewete en ons liggame gewas is met skoon water. 1 Timoteus 1:5, die doel van my opdrag is dat al die Christene daar vervul sal wees met liefde wat uit 'n rein hart kom, 'n skoon gewete en opregte geloof. 1 Timoteus 3:9, hulle moet verbind wees aan die geopenbaarde waarheid van die Christelike geloof en hulle moet met 'n rein gewete lewe. 1 Timoteus 5:22, moet nooit oorhaastig en ouderling aanstel nie. Moenie aan ander se sondes deel hê nie. Hou jou rein van die sonde. Amen. 2 Timoteus 2:22, vlug vir enige iets wat jeugdige drange aanwakker. Spits jou daarin toe om reg voor God te lewe. Streef na geregtigheid, geloof, liefde en vrede saam met die wat die Here met rein harte aanroep. Titus 1:15, enige iets is rein vir die wie se harte rein is. Maar niks is rein vir hulle wat korrup en ongelowig is nie, want hulle gedagtes en gewetens is besoedel. Titus 2:5, en om met selfbeheersing en rein te leef, om goeie tuiste skeppers te wees wat onderdanig is aan hulle mans. Dis nou vir die dames. Dan sal die boodskap van God nie belaster word nie. En is in die volgende suiwer. Psalm 12:7, die Here se beloftes is suiwer. Daar's nie dubbelpaadjies of ompaadjies nie.
dis suiwer. So silwer in 'n oond gesuiwer 7 maal gesuiwer is. Psalm 19 vers 10. Die gebooie vir die Here is suiwer. Dit bly vir altyd staan. Die Here se voorskrifte is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hierso wil ons praat van die Here se gebooie is suiwer. Mense verdraai die goed so maklik om dit te pas. Dis suiwer, mense, dis eenvoudig. Ons wil net lees. As die Here in sy gebooie sê, jy mag nie die Here jou God se naam uitelik gebruik nie. Dis suiwer, daar's ons niks dubbelsinnig daar nie. Hoekom probeer mense dit verdraai om te sê, maar dit word in hierdie gevalle geregverdig of hier mag nie meer. Dit is suiwer, dis om die Engels te gaan, dis straightforward. Lees dit net en dis daar. Spreuke 2 vers 7. Hy laat hulle wat reg leef sukses behaal. Hy is in skuld vir hulle wat hulle pad suiwer hou, die pad van die Here. Matteus 6 vers 22. Jou oog is 'n lamp vir jou liggaam. En nou luister die B-gedeelte. 'n Suiwer oog laat die lig instroom, sodat jou binneste geheel en al lig word. Amen. Suiwer oog. Romeine 2 vers 2. Ons weet tog dat God 'n suiwer oordeel sal vel oor enigiemand wat met sulke praktyke besig is. Dis nie 'n verdraaide oordeel, dis 'n suiwer oordeel. Hebreërs 5 vers 13. Mense wat nog van melk leef, kan nie werklik saampraat oor die suiwer leer nie. Hulle is dan nog maar net kinders. Ons moet groei. Ons kan nie net op melkkos lewe nie. Jakobus 1 vers 27. Suiwer en onbevlekte godsdienst voor God ons Vader is dat ons weeskinders en weduwees in hulle swaar kry versorg en dat ons nie toelaat dat die wêreld ons besmet nie. Amen. Dan Jakobus 3 vers 17. Maar die wysheid wat van bo af kom, is in die eerste plek suiwer. Dis waar wysheid kom, nie wêreldse wysheid nie. Die wysheid wat van bo af kom, is in die eerste plek suiwer. En dan gaan dit aan om te sê, en verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, dit is bereid om ontferming te betoon en het goeie gevolge. Dit diskrimineer nooit nie en is altyd opreg. Dan kyk ons die ander wat hy sê is om lieflik, die gedagtes, en naas Romeine 10 vers 15. Hoor hierdie interessant hier. En hoe sal hulle die boodskap bring as hulle nie gestuur word nie? Daarom sê die skrif, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie boodskap verbring en verkondig. Lofwaardig. Ons kan aangaan met 'n klompie, ons weet wat die lofwaardig is. Dis om die Here te loof en te prys. Ek het nou die dag ook 'n interessante ding gehoor wat iemand gesê het. Gesê, ek moet nie na 'n erediens toe gaan. En ek verkies die woord erediens. Ek hou nie daarvan om te sê ek moet nie kerk toe gaan nie. Want wat is kerk? Ons is die kerk. Ek is heeltyd daar. Maar om 'n erediens te gaan. Hy sê ons moet nie gaan met die gedagte om te aanbid nie. Ons moet aanbiddend gaan om die Here te loof. Ja. Maar 'n paar tekste. 1 Kronieke 16 vers 25. Want die Here is groot, waardig om geprys te word, bo al die gode moet hy geëer word. Amen. Psalm 18 vers 37. Die Here leef, ek prys my rots, ek loof God, rots van my redding. Romeine 9 vers 5. Hulle het eerbiedwaardige voorvaders gehad en uit hulle is Christus gebore. Hy wat 'n gelyk God bo alles is en aan wie die lofpryse vir altyd en ewig toekom. Efesiërs 1 vers 3. Prys God, die Vader van ons Here Jesus Christus voortdurend, want hy is wonderlik goed vir ons. Prys hom voortdurend. 2 Korintiërs 1 vers 3. God, die Vader van ons Here Jesus Christus, word geprys. Hy is die Vader van barmhartigheid en die God wat in elke opsig bemoedig. Loof en prys hom daarvoor. 2 Korintiërs 11 vers 31. Die God en Vader van die Here Jesus, aan hom kom die lof toe in ewigheid. Dan die laaste gedeelte oor hierdie denke. Kolossense 3 vers 2.
Laat julle gedagtes beheer word deur die hemelse dinge, nie deur die dinge op die aarde nie. Amen. En 'n teks wat ek saam met hierdie wil lees oor die hemelse dinge. Hebreërs 9 vers 24. Christus het immers tot in die hemel self ingegaan. En nou is ons voorspraak by God. Amen. Dis hy. Hy het nie in die aardse heiligdom ingegaan nie. Dit is tog maar net 'n namaaksel van die ware Here. So ons moet in die hemelse ding. Jesus is langs die Vader om vir ons voorspraak te doen die hele tyd. Vir afsluit met net 2 tekste. Die ene is Jakobus 1 vers 14 en 15. En dis belangrik, want dit gaan weer eens oor hierdie gedagte ding vir ons. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeerlikheid. Wat is begeerlikheid? Dit is gedagtes wat hier kom. Wat hom aanlok of verlok en wegsleep. Daarna, as die begeertes, die gedagtes, eers bevrug geraak het, bring dit sonde voort. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Party sê gee dit geboorte aan die dood. Belangrik, begeerlike gedagtes, ons moet dit beheer. En dan die ander ene wat ek mee wil afsluit, en ons het dit al, ek het dit vroeër aangehaal, maar ek wil hierdie een gedeelte van dit beklemtoon, want dit is met die kern van dit alles. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vorm. Amen. Laat hom toe. Vra vir hom elke dag, elke oomblik. Heilige Gees, beheer my gedagtes. Want alleen dan kan dit uitgaan tot emosies en dade wat vir hom goed en aanvaarbaar is. Hoe doen ons dit? Spandeer tyd met hom saam. Ek spandeer tyd in byeenkomste van medebroers en susters soos hierdie. Ja. Ek doen dit deur tyd saam met medegelowiges te spandeer. Ja. Tyd saam met hom. Ek hoop dat dit julle stof tot denke gegee vanoggend. Hoe belangrik ons gedagtes is. Want dit bepaal alles wat ons doen. En ek gaan net voor ons afsluit, het ek net Anton gevra of ons net 'n liedjie wat ons laat dink hieroor. Raak net deel, ons sing nie, ons hoef nie, as jy saam wil sing, is jy welkom. Maar ons hoef nie. Raak net rustig, luister hierna, laat dit insink. Dis belangrik.